Eendag, lang gelede in die bosveld, was daar 'n klein wit leeuetjie, sy naam was Melkie. Want hy was so wit soos melk, maar hy kon nie brul nie, hy kon net mel. Melkie kon baie mooi prentjies teken, en hy kon oulike klein persentjies bou, en hy het vir elke maatjie in sy klas 'n persentjie gebou, uit houtstokkies uit, en klein skilpaddoppies en slakdoppies en doringkies. Kon hy die mooiste goedjies bou? Hy het skilpadjies gebou, wat dansies kan doen, as jy hom met 'n touwtjie sleep. Hy was verskriklik slim, soos 'n klein ingenieur. Maar Melkie was baie klein. En net toe hy 'n boksie vol persentjies van sy maatjies het, kom daar 'n boskrokodil, en gryp daai sak, en sê, hier is nou myne, jou klein Melkie. En die boskrokodil hardloop weg, en hy verdwyn oor die rivier, in die oerwoud in, op na die berg toe. Julle, die boskrokodil was 'n gevaarlike ding. Dit was nie 'n krokodil met harde skibbe nie, maar 'n verskriklike dik pels, en 'n horing op sy neus, van sy baie lang bek. Hy het langer bene gehad met skerp naels. En die boskrokodil was lelik met Melkie. Nou, Melkie was klein, maar dink julle Melkie was bang? Nee. Glad nie. Melkie weet dat hy moet versigtig wees, en het agterna gespring en geklouter oor die klippe. Maar die boskrokodil was verskriklik vinnig. En Melkie wil so graag vir sy maatjies die persentjies gee, maar nou is dit weg, en waar gaan hy hom kry? Iewers in die berg. Daar is fonteine op die berg en watervalle, en dik blare mat wat lê onder die bome. Daai boskrokodil kan enige plek wees. Maar Melkie het spore gevolg. Eers nat spore deur die rivier toe in die sand, en toe in die oerwoudmat van die blare verdwyn, het Melkie gekyk waar stakkies wat geknak is. Hy het gekyk watter bome wat verskriklik hoog in die oerwoud staan, met growwe bas, het hare aan die kant. Wat dink julle beteken dit as daar hare aan die kant van die bome is? Hare wat afgevryf het van die boskrokodil. Op een kol toe Melkie wil opklim by 'n modderkol, teen kraanse, teen die klippe op, toe is die boskrokodil daar, en hy sê, ha 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 ha, en hy gooi julle 'n verskriklike groot emmer water uit, wat afspoel. Melkie klou vas met sy naels, so goed as wat hy kan, maar hy ruk los, en hy gly, en hy gryp met sy laaste poot wat uitstrek, gryp hy 'n tak, en hy hang daar, julle oor 'n waterval. Maar Melkie is nie bang nie, hy is braaf. Hy klouter met die tak op, klim in die boom op, en hy koekeloer oor die rand, wat net so 'n paar tree van hom af is, en hy sien nie meer die boskrokodil nie. Wat maak Melkie? Hy klim tot op die punt van die takkie, en hy spring van daar af, aan die kant van die paadjie, en die koekeloer oor, en hy sien spore wat wegloop van die plek af, en die boskrokodil is weg. Julle, maar net 'n entjie verder, kom hy by plante uit wat goggas eet. En dit is groot plante. Hulle het sulke bekkies wat toemaak. Melkie moet versigtig wees. Links en regs om hierdie plantjies, maar een plantjie gryp sy stert. Melkie weet hy, dit is 'n moeilikheid, maar wat maak hy? Hy gryp 'n stok, druk hom in die bek van die plantjie, voor die plantjie se bek heeltemal toe is. En die plantjie se bek kan nie toemaak nie, en hy trek sy stert uit. Eina, sy stert is nat van giftige plantsap. En net toe hy vorentoe draai, reg voor hom, is die snoet van 'n boskrokodil wat vir hom kyk in sy oë. En wat maak Melkie? Hy spin in die ronde en vryf sy stert deur die oog van die boskrokodil. Skree die boskrokodil. Julle, hy begin sy stert rondswaai, en hy hap verwoed enige plek heen. Maar Melkie het gesien dit kom, en hy het in die boom ingespring. En hy wag bokant hierdie boskrokodil. Hy hou hom dop, en hy sien op sy rug is die sakkie. Al wat hy wil doen is die sakkie gryp en verdwyn. Want dink julle Melkie kan die groot boskrokodil veg en wen? Nee. Glad nie. Behalwe as hy slim is. Want een van die krokodil se arms is so groot soos Melkie, sy stert is so dik soos 'n boom.
Melkie het in die tak gesit en net gewag tot hierdie boskrokodil al die giftige plantsap uit sy oë uitgevee het en toe rondsoek. Maar dit is so verwoes om hom. Daar's stukke boombas wat rond lê. Gebreekte takke, blare is weg en 'n groot oop kol modder hier voor hom. En hy kyk weg en toe giggel hy en sê, "Haha, ek het daai leeuetjie weggekry." Gou draai om. En hy dra weg in die bos. Melkie het van tak tot tak gespring. Kan julle dit sê? Tak tot tak. Tak, 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 tak. O, tak tot tak gespring. In hierdie boom. Agter die boskrokodil aan. Julle! Die boskrokodil verdwyn in 'n grot in. 'n Donker grot. Voor hierdie grot hang sulke slap, groen plante, sulke jelly, ooze, sleep, snotterige plante en hy dink, o, gatsie, dit is die grillerigste plek wat hy in sy lewe al gesien het. Maar teen hierdie plante sit sulke goggatjies met liggies op hulle sterte vas. En daar kry ou Melkie 'n plan. Hy vat 'n stokkie, smeer dit deur hierdie groen, snotterige, slijmerige goeters met die goggetjies op en hy gooi die stokkie in die woud in. En hy sien, binne in die grot en daar agter lê 'n stokkie, nog 'n stokkie nog, en toe kan hy sien in watter rigting loop die grot. Tot sy verbasing gaan hierdie grot optrane op na die bokant van die berg toe. En hy besluit, hy gaan in die grot loop nie, want dit is die huis van die boskrokodil. So wat maak Melkie? Hy klouter met die berg op. En hy dink, tot waar hierdie grot geloop het, weet hy, tot hy by 'n gat kom, wat hy sien. Hierdie gat gaan reg af in die grot in. En hy luister en hy hoor, daar slaap 'n boskrokodil. So Melkie gaan, hy gaan haal klippies en stokkies en brandbessies. Die brandbessies mag jy glad nie aanvat nie, anders brand jy aan te veel. So hy het met sy naal afgeknip, in blare gevang. En toe hy hoor, gooi hy dit daar af, die klippies. En daaronder hoor hy, en hy hoor die tande by die klippies en die stokkies. Die boskrokodil word wakker met 'n verskriklike geskreeu. My mond brand! Julle, hy skop so rond in daai grot, dat die dak van die grot inval op hom, met Melkie wat saam op hom neerstort, en daar is hy in die grot, met die groot opening boom, en die boskrokodil, wat rondskop en sy stert swaai, dis net klippe, en bessies en stokkies wat trek, en 'n sakkie vol persentjies, wat eenkant teen die hoekie lê, so terwyl hierdie boskrokodil nog wonder, wat gaan hy hierso aanvang, sien ou Melkie, 'n bobbejaantou, wat aan 'n boom vashang, wat ook in die grot hang. Hy gaan vinnig na die tou toe, hy maak 'n knoop, laat daar 'n lus is. 'n Lus is 'n ronde stuk in die tou, met 'n glyknoop, en net toe hy klaar is, kom daai boskrokodil, en hy spring deur die lug, en net toe hy byt, trek Melkie daai tou oor sy bek, en die krokodil ruk daai tou, julle, daar trek die tou styf om sy bek, die tou breek af, maar die knoop en die stuk tou om sy bek sit sy vas, en nou boskrokodil kan nie vir Melkie beet kry nie, Melkie van die persentjies, en hy hardloop uit na die grot toe, julle, krokodil is agterna, maar die tou bly vashak, want die tak van 'n boom is nog aan hom vas, en die tak bly vashak hier bo hulle, en die krokodil kan nie wegkom nie, net toe Melkie uit is, en hy gly onder deur die groen, slijmerige, glibberige, snotterige plante. Toe hoor hy hoe breek daai tou, en die boskrokodil skree, ek kom vir jou, Melkie! Die aarde het begin skud onder sy voete. Modder het begin stoot uit die grot uit, en die volgende oomblik bars die boskrokodil met alle mag en mening deur daai opening, maar die groen, slijmerige, gladderige goeters is op sy toe en op sy voete vas, onder sy lyf. Melkie het net een tree regs gegee, en die boskrokodil gly reguit verby hom, af met die berg, oor daai rand waar hy water gegooi het met die gladde modder, af met die waterval, tot daaronder waar dit spat,
En Melkie weet, daai boskrokodil is 'n gevaarlike een. Maar hierdie persentjies is sy maatjies sin. So hy het reguit na die bosskool toe gegaan, elkeen van sy maatjies 'n presentjie gegee. En toe hy klaar is, toe gaan hy huis toe. En hy bou uit die haartjies van die boskrokodil en stokkies en klippies 'n klein boskrokodilpoppie. En hy het 'n briefie geskryf, oom boskrokodil, hierdie is 'n presentjie vir jou, en hy het dit buite sy huisie gesit. En raai wat sien hy die volgende môre, toe hy uit sy huisie uitloop. Die klein poppie van die boskrokodil is weg, maar in die grond is daar met 'n baie skerp naal geskryf. Dankie, ou Melkie. Jy is 'n eyster. So, Melkie se vriendelikheid het gemaak dat die boskrokodil se hart sag word. En miskien vind ons uit in die volgende storie of Melkie en die boskrokodil dalk maats kon word.